Kom ons maak saam die Here se naam groot. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou. Goeiemôre. Ja, hier is 'n vreemde opset vir ons, maar om op hierdie manier vir julle erediens te hou, ten minste 'n boodskap te bring. Moeilike tyd in ons land, moeilike tyd in die wêreld, 'n tyd waarin
siekte mense se lewens tot stilstand ruk en alles omkeer. Ons wêreld omkeer. En ons as kerk is in hierdie tyd ook besig om baie naby aan die Here te kom, om juis in hierdie tyd met groot wysheid, met deernis, met liefde op te tree in hierdie wêreld wat in hierdie tyd stikkend is, wat in hierdie tyd soek na leiding. En daarom is ons verantwoordelikheid soveel groter, om juis in hierdie tyd ook ag te slaan op die nood rondom ons. En ek dink, as ons regtig in hierdie tyd 'n kerk wil wees, gaan ons nie moet dink en anders moet dink oor wat kerk wees beteken. Nie vashou in die ou tradisies nie vashou in die ou sisteme nie, maar juis in hierdie tyd so 'n bietjie wegbreek daarvan af. En iets nuuts doen, sodat die impak, die voetspoor van die kerk in hierdie tyd groter kan wees in hierdie wêreld. Julle sal, soos vanoggend, sal julle deur die loop van die week ook 'n videosnitte kan kry op ons YouTube en Facebook bladsye, waar julle na kan kyk, wat julle sal bemoedig, wat julle kan aanstuur, wat julle kan deel met ander mense. Maar elke Sondag, tot ons weer as gemeente saam in die kerkgebou bymekaar kom, sal ons julle op hierdie manier bedien. En mag dit vir julle spesiaal wees, mag julle saam as gesinne, as gelowiges wat daar bymekaar kom tydens die erediensgeleenthede in die oggend, mag julle werklik saam, daar waar julle is, aan huis, die teenwoordigheid, die nabyheid van die Here ervaar. En mag hy in hierdie tyd vir julle hoop gee, julle kom vashou. En mag hy net sy vrede oor julle elkeen laat spoel. Kom ons sit so en ons sluit die oë. Ons vra die Here vanoggend ook deur sy woord en sy gees met elkeen van ons sal praat. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om so saam te kan kom as die kinders nie. Ja, Here, waar ons verspreid is, oor Robertson, dalk ergens met vakansie is, of waar ons ook al vanoggend bevind, terwyl ons hierdie video kyk, hierdie boodskap kyk en dan luister. Weet ons, Here, dat U by ons is, saam met ons is. Here, dat niks ons ooit van U liefde kan skei nie, al is ons as gemeentelede, as U liggaam so 'n bietjie verspreid, weet ons dat niks ons van U liefde kan skei nie. En daarom is ons uit mekaar uit in die gees tog by mekaar, tog een. Tog nog steeds liggaam van Christus. Nog steeds kerk. Here, wil U ons kom vashou en ons kom seën. Met wysheid, met krag deur die Gees, met U leiding, sodat ons werklik in hierdie tyd liggaam sal wees, lewendig kerk sal wees, verskil sal wees, hoop sal wees. En mag U verheerlik word, Here, deur wat ons is, as U kerk in hierdie tyd. Mense, bemagtig deur die Gees, wat in afhanklikheid in die voetspore loop, wat troos bring, wat hoop bring, wat vrede bring, mag dit waar wees van ons. Ons bid dit net in Jesus se naam. Amen. Een van die verhale in die Bybel, wat vir my die mooiste is die verhaal waar Jesus op die water loop. Daar op die see stap, te midde van die storm, die golwe wat hoog is, die wind wat waai. Matteus 14 vers 22 tot 33. Terwyl Jesus hier op die see stap, hoor ons dat die kerk, die disippels binne in die boot sit. Veilig in 'n sekere opsig, maar ook tog nie. Want die storm woed rondom hulle. Hulle is bewus van die golwe, hulle is bewus van die wind, en hulle is vreesbevange, hulle is bang. Hulle weet nie wat dit vir hulle tot gevolg gaan hê. En dan lees ons net hoe Jesus aangestap kom in vrede op die see, te midde van die storm. So asof hy net langs die strand gaan stap het. Stap hy na die kerk toe, sy disippels toe, vreesbevange op hierdie bootjie. Nou, ek dink ons moet onsself vir 'n oomblik verbeel, dat ons daar op die strand stap, langs die see.
daar op die strand waar ons die golwe oorbruis en slaan, daar langs die strand waar ons die water oor ons voete voel spoel, die sand is in ons tone, die warm son op ons lywe, daai rustigheid, daai vrede. En as ons vir Jesus op die see sien stap, dan kry ek daai gevoel in my hart, dis hoe Jesus voel, te midde van die storm. Geen vrees nie, maar net vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hier woed 'n storm, maar Jesus stap kalm, rustig, soos langs die see. Hy stap in hierdie storm na die kerk toe, sy disippels op die bootjie. Ek dink hierdie verhaal kom help ons om te verstaan hoe die kerk moet optree in hierdie tyd van storm. Die corona-storm, die virusstorm. En ons bevind onsself op 'n oomblik in 'n erge storm. Mense kan amper sê dis 'n perfekte storm. Want is nie net een bedreiging wat ons het op hierdie stadium nie. Maar hierdie een bedreiging veroorsaak ekonomiese bedreiging. Veiligheid wat bedreig word. Dit bedreig soveel aspekte van ons menswees, van ons samelewing, dat die kerk haarself, ons elkeen onsself, in die perfekte storm beleef. Ons ervaar hierdie storm. Ons ervaar hierdie perfekte storm. En 'n ander storm waarvan ons lees in die Bybel, Matteus 8 vers 18 tot 27, hoor ons dat die kerk na Jesus toe hardloop. Waar Jesus rustig op die boot lê en slaap en hierdie storm opkom rondom hierdie boot, hierdie bootjie waarop die disippels hulle self bevind op die see. Hierdie storm wat opsteek en die wind wat waai en die golf wat hoog geraak en sterker raak en die disippels vrees vir hulle lewe. En dan besef hulle maar Jesus is saam met ons op die boot. Kom ons hardloop na hom toe en ons gaan maak hom wakker. Die kerk hardloop na Jesus toe. Die kerk gaan val voor Jesus in afhanklikheid neer. Die vra, Here, red ons. Jesus sê, kom is julle bang. Kom is julle bang. Ek is saam met julle. Jesus maak die storm stil. Die storm waarin ons onsself bevind, roep ons as kerk van Christus in hierdie tyd. Moet dalk uit ons bootjie uit te klim soos 'n Petrus in die eerste storm waar Jesus op die stormsee loop na die disippels toe, na sy kerk toe. Maar die storm roep ons verseker op om in hierdie tyd ook op te staan en te hardloop na Jesus toe. Ek dink hierdie storm roep ons dalk uit ons veilige ruimtes uit ons kerkgeboue uit ons gemaksones uit. Juist sodat ons in hierdie tyd nie kerk sal wees wat vasgevang is tussen bakstene nie, in banke nie. Wat ons kerk sal wees wat loop op die see, in die storm, tussen mense wat stikkend is, wat bang is, wat vrees. En ek wil jy moet saam met my luister na wat Kolossense 3 vers 1 tot 17 hieroor sê. En ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daar bo by Christus is, waar hy aan die regterhand van God is. Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur dinge op die aarde nie. Julle het mos saam met Christus gesterf, en julle lewe is saam met hom veilig by God weggesteek. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sê julle ook saam met hom
in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle die volgende wêreldse dinge afsterf, wat deel van julle lewe is. En dan gaan Paulus aan, hy praat oor seksuele losbandigheid, allerlei sondes, alles wat ons as mense moet los, geldgierigheid, dinge wat ons op een kant toe skuif. Ons moet nie kwaad word vir mekaar nie, ons moet nie tweespalt veroorsaak nie, ons moet nie teen mekaar draai as kinders van God nie, ons moet nie vyandskap verklaar teen mekaar nie. Ons moet eerlik, opreg teenoor mekaar leef. En dan sê hy van vers 10 af, as ons saam met Jesus in hierdie storm wil loop, op hierdie see wil loop, as ons werklik kerk wil wees in hierdie tyd, dan moet ons ander klere aantrek. En luister wat sê hy is hierdie klere wat ons moet aantrek. Die nuwe mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en nuut gemaak om al meer soos sy Skepper te lyk. Ons trek klere aan wat ons soos Jesus laat lyk. In hierdie nuwe lewe is daar nie langer sprake van Griek of Jood, besny of onbesny, ongekultiveerd, barbaars, slaaf of vryman nie. Al wat saak maak is Christus wat alles en elkeen is. Julle, sê hy, is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. Liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar as enige klagte teen iemand anders het. Vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat jy moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. Verder, dat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewens die deurslag gee. Want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep. En wees dankbaar. Dat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. Verder, doen alles, of het nou met woord of dade is, in die naam van ons Here Jesus. Soos julle heeltyd besig om deur hom dank aan God, die Vader te bring. My liewe broer en suster, wanneer ons saam met Jesus in die storm stap, mag ons nie toelaat dat ons eie swakheid, ons eie sondigheid, ons laat lei weg van Jesus af nie. Ons mag nie toelaat dat ons deur mense gelei word in die tyd as ons werklik op die see wil stap in die storm saam met Jesus nie. Ons mag nie toelaat dat ons eie swakheid ons oë weglei van Jesus af nie. Paulus sê in Kolossense ons moet streef na heiligheid, meer soos Jesus te wees. Nie toelaat dat ons vyand, die Satan, ons oë weglei na dinge rondom ons en ons soos Petrus uiteindelik in die water wat wegsak, omdat ons bang raak vir die bedreiging, vir die gevare, vir dit wat rondom ons is nie. So in hierdie tyd moet ons streef daarna om eenheid te bewerkstellig in die liggaam van Christus. Eenheid in sy kerk. Want binne hierdie eenheid is ons krag, is ons getuienis. Sonder die eenheid sal ons getuienis skipbreek bly. Is dit kragteloos. Die regte klere waarvan Paulus praat in vers 12, vanaf vers 12 of verder, wat ons moet aantrek, moet ek en jy elke dag aantrek in ons lewens. Ons kan nie sonder dit saam met Jesus op die water loop nie. Ons kan nie sonder dit in hierdie storm inloop nie. Ons moet hierdie liefdevolle deernis met mekaar aantrek. Selfs al verskil ons, selfs al dink ons anders oor hierdie goed, moet ons liefdevolle deernis met mekaar hê.
Ons moet mekaar vergewe, mekaar verdra volgens vers 13. Want dit gaan alles oor eenheid. Alles om hierdie eenheid te versterk, om ons getuienis te versterk in hierdie wêreld, om 'n verskil te kan maak. Ons moet seker maak dat ons hele wese, as individue, maar ook as kerk, van Jesus getuig, van sy liefde getuig. Want die liefde, sê Paulus, is juis die band wat ons saambind. Volmaakte band. Ons moet as kerk saamstap, te midde van die storm. Ons as kerk moet geken word deur die vrede wat ons juis by Jesus kry. Alles wat Jesus ons in ons saamstap met hom op die water, in hierdie storm waarin ons is, leer. Dat ons leef. Ons moet vir onsself vat en as wysheid leef. Vir mekaar leer, aan mekaar oordra. En broer en suster, die Here roep ons as kerk nie om helde te wees in die storm nie. Hy roep my en jou nie om helde te wees in die storm nie. Nie om te dink ons is onaantastbaar en ons kan maar dwars trek en net dood eenvoudig in die storm invaar op ons eie en ons gaan 'n verskil maak nie. Nee. Hy roep ons juis om saam met hom, deel van hom, as liggaam van Christus, as kerk, net hom te verheerlik, net sy naam groot te maak. Deur ons lewenswyse, deur wat ons doen, deur wat ons sê. Deur op daai manier om te loof en te prys, om te verheerlik. As ons so leef te midde van hierdie storm waarin ons onsself bevind, sal ons met vrymoedigheid kan sê, ons doen dit alles in die naam van Jesus, tot verheerliking van God ons Vader. Die gebed van my hart is regtig in hierdie tyd, dat ons sal saamstap in hierdie storm. Dat ons nader mekaar sal beweeg, mekaar sal vashou, terwyl ons aan Jesus vashou. Dat Jesus se lig so helder deur ons elkeen sal skyn, deur sy kerk, sy liggaam sal skyn in die wêreld in. Sodat ons net een ding sal regkry. Dis om Jesus se koninkryk sigbaar te maak rondom ons. Maak nie saak waar ons beweeg. Mag jy regtig in hierdie tyd ervaar hoe jy naby aan Jesus kom. Mag jy in hierdie tyd ervaar hoe kerk wees vir jou iets anders begin beteken, omdat jy besef, jy is deel van iets groters. Juist omdat jy dalk so 'n bietjie afgesonder moet leef. Mag jy in hierdie tyd net besef, dat Jesus by jou is. Dat jy jou hand vat, en dat jy jou nooi, om met sy vrede en sy liefde, saam met hom in die storm te stap op die see. Totdat vrede, rustigheid, kalmte, weer terugkeer. Maar dan sal een ding altyd anders wees. Dis hoe ons kerk is. Ons kerk in die toekoms sal wees. Mag hierdie storm ons verander, om waarlik kerk van Christus te wees. Kom ons sluit die oop. Here, dankie dat U op die see saam met ons is. Op die stormagtige see, te midde van onsekerheid, te midde van gevoel van onveiligheid, te midde van onsekerheid omdat ons nie weet wat vir ons voorlê nie. Dankie dat U ons verseker dat U saam met ons op die storm stap. Dankie dat U ons verseker dat U vir ons weer vrede sal gee. Weer U rustigheid sal gee. Dankie dat ons weet, Here, maak nie saak hoe groot die golwe is of hoe sterk die wind is nie. Ons juis wanneer ons saam met U stap, sal oorwin.
sal oorleef. Dat ons juis 'n verskil sal kan maak, Here, omdat dit nie oor ons gaan nie, maar oor U. Here, vergewe ons dat ons baie keer ons eie agendas najag. Vergewe ons, Here, dat ons baie keer 'n helde probeer wees. Ons eie kragte staat maak. En help ons tog, Here, om elke keer, elke oomblik, elke tree in die krag van die Gees op te tree. In liefde op te tree. Met deernis. Dat ons met U wysheid sal leef, Here. Wysheid wat die Gees in ons hart en ons gedagtes plaas. En dat ons sodoende, Here, 'n impak sal maak in hierdie wêreld, 'n verskil sal maak, meer as nog ooit tevore. Dankie, Koning, dat ons dit kan bid en U daarvoor kan vertrou. Wil U gee, Here, dat alles wat hier gebeur in hierdie land van ons in hierdie volgende paar weke, net heen sal wys na een ding. Jesus is koning. En hy is in beheer. En daarvoor eer ons U vanmôre. Dankie, Here, dat ons dit, alles wat in ons lewens op hierdie stadium in die gang is, alles wat in ons land in die gang is, in die hande kan plaas. Dankie dat ons kan bid vir die mense wat geraak word, direk en indirek, deur hierdie storm, hierdie pandemie. Dankie dat ons U kan vertrou vir uitkoms, vir genesing, en bo alles, vir vrede. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, mag jy regtig, jy en jou gesin in hierdie tyd, die Here se vrede ervaar. Mag jy beleef hoe hy jou deur sy krag en sy liefde kom vashou, kom nader trek na hom toe. Mag die krag van die Heilige Gees, jy's in hierdie tyd, jou lei met wysheid, met deernis en met liefde. Amen. Kom ons luister na die volgende lied. En as jy hom ken, kan jy hom saam sing, maar kom ons maak ons God groot daardeur. En dan as ons klaar geluister het na die lied, kan ek vra dat julle na die vrae op die skerm sal kyk. En sommer so saam as gesin, as klein groepie saam, na die vraagie sal kyk en daarna bietjie met mekaar sal gesels. Met mekaar sal deel. En dan sal gaan leef. Dit wat God vir ons elkeen vra vanmôre. Vrede vir jou en vir jou huis. Vader, ek is jammer oor wat ek van U gemaak het, want die goue kalf was goed genoeg vir my. Ek was bang om naby U te wees, want in U teenwoordigheid ontvou my hele lewe. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees.
woestyn maak my soms moeg en leeg, en my voete is al stikkend en seer, want my onvolmaakte keuses het vir my net pyn gebring, maar ek kies nou dat U my weer sal lei. Ek wil naby aan U wees, ek wil naby aan U wees, ek wil naby aan U wees, ek wil naby aan U wees. Naby aan U wees, naby. Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon, om soos U sin te lei. Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon, om soos U sin te lei. Want ek wil naby aan U wees, ek wil naby